In die nuus vanaand, die sakewêreld verwelkom president Cyril Ramaphosa se staatsrede, maar sê sien is glo. Radio speel steeds 'n onmisbare rol te midde van kunsmatige intelligensie. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Hoewel die meeste oplossings vir die land se grootste knelpunte wat in gisteraand se staatsrede aangekondig is, positief ontvang is, sê kenners hulle wil eers sien dat die woorde in dade omskep word voor hulle te opgewonde raak. Kwessies wat president Cyril Ramaphosa in sy toespraak opgehaal het, sluit in onmiddellike optrede om die waterkrisis te takel, die hersiening van die regstelsel in die lig van die onthullings by die Madlanga en ad hoc kommissies en die verklaring van Back Enclosure tot 'n nasionale ramp. Hy het ook verwys na positiewe ekonomiese verwikkelinge en het rolspelers gevra om saam te werk om die ekonomie verdere stuurkrag te gee. Honorable President. 'n Groot deel van die president se toespraak is aan die ekonomie gewy. Hy het verwys na tekens van ekonomiese groei en makro-ekonomiese verwikkelinge soos laer inflasie en rentekoerse en 'n sterker rand. Ramaphosa het egter toegegee dat baie meer gedoen moet word om die ekonomie te laat groei. Die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood, sê die president het al die regte dinge gesê, maar dat die toets in die implementering lê. Is van die beter staatsredes al waarna geluister het en daar's 'n paar redes hoekom ek so sê. Een daarvan is dat die president het sekerlik die meeste van die probleme in Suid-Afrika reg geïdentifiseer en ek dink die planne wat op die tafel gesit het om die probleme aan te spreek, dit is ook die regte tipe van planne. Nou van die probleme wat hy geïdentifiseer het is goed soos byvoorbeeld die plaaslike owerhede wat ons almal weet 'n groot gemors is, die waterprobleme wat ons het in Suid-Afrika, geweldige misdaadprobleme, 'n polisiediens wat basies ineengestort het en natuurlik oor dit alles het ons baie swak ekonomiese groei. Nou met die probleme aan te spreek of baie van hulle is relatief eenvoudig om aan te spreek. So byvoorbeeld het hy 'n sogenaamde taakspan bymekaar gesit om die waterprobleme aan te spreek. Dit is nie net 'n sentralisering van dit alles, in die geval van munisipaliteite wat hulle eie waterprobleme of hulle eie watervoorsiening kan hanteer, hulle word op hulle eie gelaat en hulle word toegelaat om verder voort te gaan daarmee, soos wat ek het verstaan, maar vir die res is daar iets wat van 'n sentralisering van die waterprobleme in Suid-Afrika en ek reken dis 'n voor die hand liggende manier om dit op te los. Maar dan is daar 'n hele klompie baie moeiliker aspekte wat hy geïdentifiseer het wat aangespreek sal moet word. Een daarvan, onder andere, is die geweldige probleem wat ons het met die korrupte polisiemag wat ons het in Suid-Afrika en om dit aan te spreek gaan polities glad nie maklik wees om te doen nie. Die president sê die bedoeling is sekerlik daar, maar die enigste manier om so iets werklik aan te spreek is om te begin waar dit saak maak en dit is om 'n paar groot koppe in die tronk te kry. Of hy werklik waar tot daardie stap sou oorgaan, die is ek nie heeltemal seker nie. Die Black Business Council sê die president het nie die volk in sy vertroue geneem oor sy administrasie se mislukkings om die talle planne wat in vorige staatsredes aangekondig is te verwesenlik nie. Kommer is ook uitgespreek oor die gebrek aan vordering by die wetsontwerp op openbare verkryging. With a 1% Alle oë is nou op die minister van Finansies se begrotingsrede op 25 Februarie gerig om te sien hoe die nasionale tesourie die groot planne wat in die staatsrede aangekondig is, gaan befonds. Intussen het die Wes-Kaapse premier Alan Windey die aankondiging verwelkom dat soldate na bende-getuisterde gebiede in die provinsie ontplooi gaan word. President Ramaphosa het in sy staatsrede gesê weermaglede sal die polisie help om vuurwapengeweld te bekamp. Die aankondiging kom te midde van tientalle mense wat sedert die begin van die jaar in Kaapstad doodgeskiet is. Verskeie gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Philippi Oos, Kensington en Mitchells Plain, sukkel met hoë vlakke van bendegeweld en dwelmmisbruik. Windey sê die ontplooiing is 'n korttermyn oplossing en dat meer gedoen moet word om wetstoepassing te versterk. We have far too few police officers. They do not have the wherewithal to conduct their work properly, the support that they need. And of course, I think the real area that we've been offering support from the city and the province is investigative powers. These must be shared with local police structures. Misdaadaktiviste op die Kaapse vlakte sê meer polisiekantore moet in die brandpunte opgerig word en dit moet as rampsones verklaar word. We say declare state of disaster in the police prisons
that is high on crime, the hotspots, because people are desperate. We want SAPS to be able to be more capacitated, resourced, and also to ensure that the intelligence as well as the investigation capacity of SAPS is being improved. Inwoners van die Kaapse vlakte het ook die ontplooiing verwelkom. Daar's baie dinge wat nou nie goed met ons sit in die mense nie. Dit's baie gevaarlik deesdae. So ek dink die kompliment doen baie goed om die mense hier uit te stuur. News from the president to say there will be more visibility of the police and the army. That will make us feel better and feel safe because there's something happening in South Africa and action needs to be taken. I'm so happy because there's too many crime in Cape Town. A lot of people die. Ramaphosa gaan in oorleg met die parlement die tyd, plek en koste van die ontplooiing bekend maak. Inwoners van Melville het die stad Johannesburg versoek om 'n konkrete plan vir watervoorsiening voor te lê. Gefrustreerde inwoners het vir 'n derde dag op Mynweg betoog weens wateronderbrekings in die gebied. President Ramaphosa het gisteraand 'n nasionale waterkrisiskomitee aangekondig wat wateruitdagings reg oor die land moet hanteer. Ramaphosa sê hy sal self die komitee oorsien. Die inwoners sê die president se aankondiging bied nie veel troos nie. Hulle kraan is reeds vir weke sonder water. We're out here and we're going to still be out here for our neighbours. We're not giving up hope. We're going to show up and we'll believe it when we see it. There are people who cannot leave their homes because they are disabled or they are elderly. There are people who cannot afford to fill up JoJo tanks or buy water in the shops. We are here because there are members in our community who cannot protest, who cannot get substitution so that they can be on TV to make a statement. I like what he said, but I'm going to believe it's when we actually have water. I read that they said we're going to have water by Sunday, but that's something that I'm just really not holding my breath for. So I'm just going to wait and see it happen. Weens die waterkrisis moes sommige gastehuise en restaurante noodgedwonge hulle deure sluit. It affects us in every way, both for the community, we are on a pharmacy here, so from a community point of view there's lots of diarrhea and all kinds of other illnesses suddenly. Ramaphosa het ook erken dat daar probleme met waterinfrastruktuur is, maar dat dit aandag geniet. We are building new dams, upgrading existing infrastructure. We have committed 156 billion rand in public funding for water and sanitation infrastructure over the next 3 years. Die gemeenskap sê egter hulle sal eers betogings staak wanneer hulle watertoevoer ten volle herstel is. In Bosbokrand in Mpumalanga het betogende inwoners die R40 in Marite met vragmotors versper in protes oor swak dienslewering. Hulle beweer hulle is die afgelope 2 maande sonder krag nadat Eskom glo hulle transformator weens oorlading moes afskakel. Vragmotorbestuurders is uit hulle voertuie gedwing, maar die inwoners sê hulle is nie by die kapings betrokke nie. Die betogings het groot ontwrigting op die pad veroorsaak. In Barberton in Mpumalanga het woedende inwoners 'n optog na die kantore van die Mbombela plaaslike munisipaliteit gehou oor swak dienslewering en werkloosheid. Gemeenskapslede sê hulle worstel vir meer as 10 jaar al met die kwessies. Die munisipaliteit sê planne word bespreek om die uitdagings te hanteer. 'n Diensleweringsimbizo sal na verwagting volgende week gehou word. In die Modimolle streekshof in Limpopo is gehoor dat beskuldigde 1 in die diefstalsaak van $580,000 op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas meer as R6 miljoen in verskillende rekenings van sy susters inbetaal het. Die finansiële ondersoekbeampte het getuig dat Emanuela David in Februarie 2020 meer as R5 miljoen in Ndabelela David se rekening inbetaal het na die diefstal op die plaas. Daar is ook in 2021 R3 miljoen in nog 'n suster, Ndabandula David se rekening inbetaal. David en sy 2 medebeskuldigdes, die Sibbe Froliana en Ndili Nasho Joseph, staan tereg op aanklag van diefstal van die geld wat in 'n rusbank op die plaas versteek was.
Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die Ekurhuleni Metropolisie nie 'n riglyn van die onafhanklike polisiedirektoraat Oopot nodig gehad het om interne tugstappe te neem teen lede wat van misdadigheid verdink is nie. Dit sluit beweringe in van vragmotordiefstal, afpersing, ontvoering en selfs moord. Volgens getuienis van Oopot beamptes was die EMPD bewus van sake lank voordat die polisiewagond dit begin ondersoek het. Beweringe dat EMPD-lede wat in beweerde misdadigheid betrokke was en hulle poste kon aanbly weens beweerde vertragings met Oopot-ondersoeke is getoets. In your view, considering that by that time EMPD was armed with the complainant statement made to EMPD, less than 2 weeks later, EMPD had obtained the statements of the implicated officers and also regard being held to the content of their respective statements. Was that not sufficient for EMPD to trigger its own internal processes and start an disciplinary investigation, as you say at paragraph 85 at the bottom, that all these institutions do not require a directive from IP to institute their own disciplinary investigations. Where the institution becomes aware of the relevant facts, they act on them through their own internal processes. In sy antwoord het Oopot se assistent-direkteur vir ondersoeke, Thulani Magagula, aangedui dat hulle kopieë vir ander doeleindes gebruik is. They will have our copies, but nothing will happen. They will park it there. So they are depending on the outcome of ID criminal investigation. So some of the copies that we give them, those copies when we give them, they use them to wage a war against each other. Die vertragings het volgens die getuienis daartoe gelei dat tugoptrede teen lede wat by misdade betrek is, nie opgevolg is nie, tensy daar 'n skuldigbevinding was nadat Oopot sy ondersoeke voltooi het. Die patroon om interne prosesse te verbind met die eksterne Oopot-ondersoeke het die kommissie verbaas. What may have to be proved for purposes of the criminal case may not necessarily be the same as what needs to be proved in respect of the disciplinary process. So it just doesn't make sense that the two should be bound up together. Die komitee sal maandag weer sy werksaamhede hervat. Net hierna, die Gautengse skole vervoerorganisasie sê hulle is maandag weer op hulle pos na 'n daglange staking. Bly by ons. Die ALR vir paaie en vervoer in Gauteng, Keribone Diale Tlabella, sê die onpadwaardige voertuie wat skooliere vervoer het en tydens blitsoperasies in die provinsie geskit is, sal nie aan operateurs terugbesorg word nie. Honderde operateurs het 'n optog na Mary Fitzgerald Plein in Newtown, Johannesburg gehou om 'n griefskrif aan die departemente van vervoer en onderwys te oorhandig. Hulle eis dat die nasionale regering moet ingryp sodat hulle met hulle werksaamhede kan voortgaan. Skoliervervoeroperateurs het gestaak terwyl daar nog nie 'n ooreenkoms met die provinsiale departement van paaie en vervoer bereik kon word nie. Hulle sê hulle eise is gegrond op die grondwet. The memorandum is grounded in the Constitution of the Republic of South Africa. Section 29(1)A, the right to basic education. Section 22, freedom of trade, occupation and profession. Die provinsiale regering meen die kwessies wat uitgelig is, sal bespreek word, maar dat die veiligheid van leerlinge nie in gedrang moet kom nie. We'll discuss all the issues tomorrow. We are hopeful that they will come. There's those who intend not to come. But then what is the point of raising issues and when we say, come, let's sit down and you don't want to come? Diale Tlabella sê die terugbesorging van onpadwaardige voertuie sal nie onderhandel word nie. We can't negotiate the law. When it's unroadworthy, there's no way we will release it. They need to make sure that they have compliant vehicles. They need to make sure that their drivers are compliant. Operateurs het ingestem om maandag hulle werksaamhede voort te sit terwyl onderhandelinge binnekort sal begin.
Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het om 5:00 vanmiddag by die JSE. Wêreldradiodag is vanjaar onder die tema radio en kunsmatige intelligensie gevier. Die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies het die dag in 2012 ingestel om die onmisbare rol van radio te beklemtoon. Radio kry steeds erkenning as 'n medium met die eie soortige vermoë om mense te verbind, te vermaak en nuus en inligting vinnig te versprei. We celebrate World Radio Day every year, mainly to pay homage to the men and women who have come before us. It's very, very important that we don't forget the way that they have paid for us. Radio in this country is a very, very important medium. Radio has played a critical role in keeping our people informed and educated and entertained. It has given the marginalized and the downtrodden a voice at a time where the apartheid forces were trying to shut them up. People always had an outlet, to ventilate their grievances. And radio has always connected people to the world around them. Die president van Afrika se sokkerbeheerliggaam CAF, Patrice Motsepe, sê Marokko is steeds die gasheer vir vanjaar se Vroue Afrika Nasiesbeker toernooi. Berigte het vroeër aangedui dat die land nie meer belangstel om die toernooi aan te bied nie. Motsepe het ook bevestig dat Tanzanië, Kenia en Uganda saam die toernooi in 2027 sal aanbied, ondanks sogenaamde infrastruktuuruitdagings. Marokko wou glo nie meer die WAFCON toernooi aanbied nie na sy konflikbeleide AFCON eindstryd teen Senegal verlede jaar en CAF se daaropvolgende dissiplinêre optrede teen die Marokkaanse sokkerspan. Motsepe sê hoewel daar besprekings was met verskeie lande om die toernooi oor te neem, wou hulle egter die datum verskuif. There were many countries that wanted to host it, but because we didn't have time, our standards were very, very high. So there's still many countries that are interested. As we speak now, we still have an engagement with Morocco because some of the other countries say, please, can we host it? But they want to change the date. We can't change the date because it's one of those, Samson, it's one of those qualifiers for the World Cup, the Women's World Cup. Motsepe is vol vertroue dat Tanzanië, Kenia en Uganda volgende jaar 'n suksesvolle Afrika Nasiesbeker toernooi sal aanbied. There was an allegation that I am here to tell Tanzania and Kenya and Uganda that I'm taking away the AFCON because our three countries are not going to be ready. That's totally unfounded. Motsepe sê hulle kyk daarna om reëls en strafprosesse te verander om insidente soos die tydens die AFCON eindstryd te verhoed. Ons groet vanaand met beeldmateriaal van die opkomende lentefees in China. 17 Februarie is die begin van die Chinese nuwe jaar van die perd. Tradisionele volksgebruike en moderne wetenskaptegnologie is saamgevoeg om feestelike lanternvertonings reg oor China aan te bied. En op daardie noot groet die Afrikaanse redaksie vir vanaand. Die Afrikaanse bulletin is môre aand om 8:45 hier op SABC2. 'n Mooi naweek verder, totsiens.